18 minute voor 7, hartlike goeiemôre. Good morning, welkom terug hier by ons. Dis nou tyd vir die Bull en Bear verslag saam met Thys. Ek kyk hier na Elsa en na Raas se kant toe, want hulle wil altyd hou van die wins en die verlies. Ek en hy wil 'n bietjie op 'n maandag Bull en Bear. Goed. En al hy lekker dinge doen. Die man van wie ek praat, natuurlik ons eie minister van Finansies, minister Thys van Sail. Assai, collega's, pragtig, wat 'n intro. Ja, so ek sien eintlik uit na hierdie naweek se Bull and Bear show, né? Op Loftus, kan nie wag vir dit nie. Daar gaan 'n paar bulle rondgeskuif word, né? Maar nou ja, is dan nie sport nie. Ek gaan saam. Baie interessant van die Bull en die Bear, net om weer te verduidelik aan ons kykers daar buite is, die Bull en die Bear is 'n eenvoudige ding van 'n sentiment en segment van markte, weet wat op en af gaan trend hou. So met ander woorde, daar's 'n klompie elemente wat 'n rol kan speel. Dan kan jy byvoorbeeld sê ons het beermarkte of dan kan 'n klompie goeders 'n rol speel. Dan kan ons sê ja, ons het byvoorbeeld dan nou bullmarkte. Okay, so met ander woorde baie maklik om dit te onthou. 'n Bullmark, onthou, 'n bull het horings, dit gaan altyd op. Okay, 'n beer is 'n gevaarlike ding as hy jou gaan vat, dan gaan hy jou grond toe vat, so eenvoudig soos dit. Okay, net vir 'n bietjie interessantheid. Maar kom ons kyk gou na die markte en die opsommings natuurlik wat in die laaste week gebeur het in die Amerikaanse markte. As ons weer eens daar gaan kyk, jy weet, het ons nogal 'n taamlike afname gesien alweer eens. Ek dink dit sal maklik die tweede of die derde week in 'n ry waar ons negativiteit op die Amerikaanse markte sien met 'n average van ongeveer so tussen 0,6 tot 1% gelyk wat omstromig tussen die Dow Jones, S&P 500 en natuurlik die Nasdaq. So gaan dit aanhou, ek dink ja, daar's nog 'n geruime tyd waar ons nog steeds Amerikaanse markte bietjie onder druk gaan ervaar, tot en met Donald Trump natuurlik hierdie goedjies uitgesorteer het waarmee hy besig is. Ek dink ons kykers daar buite weet presies wat dit is natuurlik, ons hoef eers uit te brei daaroor nie. Suid-Afrika is maar net een van die partye met wie hy natuurlik in besprekings is saam met sy administrasie. Kom ons beweeg bietjie oor na Europa toe. Europa natuurlik lekker groen, selfs soos in Suid-Afrika. Dit is inteendeel nou lengte en somer by hulle en so kan ons ook sien op hulle markte. So ons sien nou omtrent 'n average van ongeveer weer eens teenoorgestelde met die Amerikaanse markte van ongeveer 0,4% tot en met 1% gelyk gesprei teenoor die FTSE 100 en natuurlik die DAX en natuurlik die CAC. So met ander woorde dinge lyk goed in Europa en ek dink dit gaan so gaan, jy weet, vir die volgende beermark era waarin hulle self nou bevind en natuurlik dit is natuurlik om hulle markte te sien bly is baie bestendig en dit gaan stelselmatig op. Kom ons gaan 'n bietjie terug na lokale gronde toe. Die JSE, die kragtige JSE op hierdie stadium. So as ons weer eens kyk, weer 'n baie goeie week gehad. So ons is in die groen en ek dink dat dit is al wat belangrik is vir ons. Die enigste ene wat bietjie swaar getrek het of twee sektore wat bietjie swaar getrek het was midcap maatskappye gewees in die finansiële 15 en so klein bietjie swaarder getrek is wat hy laasweek getrek het. Maar oor die algeheel dink ek ja, is daar nie enige foute wat so hoogliggend is op die JSE nie. En ek dink ja met hierdie trend, ek dink baie mense dalk gedink ja na die hele Ramaphosa sage en natuurlik die Amerikaanse bespreking sou ons dalk 'n herstelling gesien het in die markte van 'n afname dalk. Ek wil net nie die woord gebruik herstel nie, ek wil dit eintlik terugtrek, want ons eintlik baie beweegspasie nog steeds. Ek dink ons PE ratios, jy weet, op die JSE is baie wat so gunstig op hierdie huidige stadium, maar weer eens het ons gesien natuurlik, jy weet, die samesprekings wat gebeur het nie so enorme impak gehad op die markte soos wat meeste van ons kykers dalk al buite sou verwag het nie. Daardeur natuurlik het ons ook die Sasol sege gesien wat oor die wat so laasweek 'n rol gespeel het met 'n artikel waar geplaas was wat gesê tot en met 4.3 biljoen rand moet natuurlik deur Transnet deur 'n settlement terugbetaal word, okay, na Sasol toe. Dit het gebeur net laat bietjie Vrydagmiddag, soos ons ook in die aandeleprys gaan kyk in die agtergrond, het ons gesien laatmiddag toe die markte reeds gesluit is, het hierdie aankondiging gekom. So wat se effek kan dit hê as die markte oopmaak bietjie later vanoggend? Is natuurlik 'n opwaartse kurf wat jy natuurlik kan gaan sien, jy weet wat Sasol wat met hulle kan gebeur, want hulle het in die rooi gesluit met ongeveer 2,2%. So jy gaan onmiddellik uit 2,2% sal ek sê wat sal dadelik weer opgevang word, plus addisionele, ek dink in die omgewing van 1,5 selfs tot 5% in my opinie vir hierdie lopende week, want daai op die balansstaat gaan natuurlik uitstekend lyk en natuurlik die sentiment weer eens wat gedryf word deur gaan ek Sasol kry of gaan ek nie Sasol kry nie, en as gaan kyk hoe die aandeel gevorder het die laaste 52 weke teenoor waar hy nou staan, is ongeveer helfte van die waarde wat hy in die laaste jaar verhandel het. So daar's 'n klompie spasie, jy weet wat daar nog steeds gemaak kan word. So, inside tip, weer eens op 'n ander dag, Sasol, maar weer eens, hier is nie advies nie. As jy my advies wil hê, dan maak jy 'n afspraak. Okay. So, alright, kom ons gaan beweeg bietjie oor na die rand toe.
Die rand het baie sterk bestendigheid gekry die laaste week. Selfs nog dan vanoggend, wat hierdie was 'n straanse statistiek van R17.85. Hy het vanoggend gestaan op R17.80. So as ons weer eens gaan kyk, waantoe is die rand op pad? Hy het homself uitermatiglik baie goed versterk. Weereens, al die goeders was gewees en die oë was gewees op Amerika laasweek. Almal het gedink dit gaan 'n negatiewe impak hê. Almal het gedink die rand gaan pak slaag kry, maar op die einde van die dag was dit die teenoorgestelde gewees. So weer eens, as ek kan sê, is dit die rand so sterk is, of is dit die Amerikaanse basies, jy weet, ekonomie wat onder druk is? Dit is eintlik die hoofvraag wat jy vir jouself moet vra. So baie keer as ons gaan kyk byvoorbeeld na die rand, gaan kyk byvoorbeeld wat die dollar ook dan doen teenoor die euro en oor die pond, en of hy dieselfde tipe van verliese het wat daar so plaasvind. En dan kan jy baie vinnig agterkom, ja, wat is die tendens, en kan hy weer terugkom, of gaan hy verder versterk, of gaan die dollar terugkom? So eenvoudig is dit, as Amerika sy goedjies agter mekaar gaan kry, ek dink geniet die sambreel terwyl hy nog hou, en natuurlik weer eens baie geleenthede wat jy nou kan gebruik vir hierdie tipe van rand. Dis 'n goedkoop rand teenoor die dollar, so moenie uitverloor of uitmis op die geleenthede wat jy van hier af kan kry vir die volgende kwartaal om 'n goedkoop om 'n goedkoop dollar te kan gebruik met 'n rand. Okay, kom ons gaan 'n bietjie media toe. Terug na julle toe kollegas, Elon Musk. Alright, so Elon Musk is bietjie met homself in die moeilikheid op hierdie stadium, waar hy gesê het, ja, ek moet drasties meer aandag gee aan X, want daar was groot probleme tydens die naweek wat op X gebeur het, in die platform daar, waar hy self gesê het, ja, ek sal moet persoonlik meer betrokke raak daarby, en natuurlik het hy gesê, hy moet ook gaan kyk na die Starship launch, wat ook in hierdie week 'n groot impak natuurlik gaan hê, en natuurlik het hy gekyk, ja, sy Department of Government Efficiency, waarin hy betrokke is, gaan hy bietjie moet gaan terugstaan. Nou my vraag is aan julle, as jy politikus is en jy is 'n sakeman, dink jy wat saam dit gaan op die einde van die dag gaan dit mos nou gebeur? Jy weet, laat die een die ander ene gaan uitbalanseer. Moet jy jouself hou by skoenmaker, hou jy by jou lees, of dink jy ou kan nog 'n bietjie juggle? Ek dink hy het homself nie gesien hoe betrokke hy eintlik sou raak by die Donald Trump veldtog en by alles wat nou toe na die tyd die Department of Government Efficiency en hoe besig hy daar sou wees nie. So I don't think he foresaw that he was going to be so involved. And now the other businesses are suffering. Ons kyk na die aandeleprys van Tesla. Ons kyk na die outages wat gebeur het oor op X. Like I don't think he realized how much time the political was gonna take from him and his other businesses. Wat vir my uitgestaan het, 'n ou soos Elon Musk sal ou nogal dink, ja, hy het nogal ouens wat hierdie departemente vir hom bestuur. Presies. En hy is die rykste man in die wêreld, julle, maar weer eens om dan te gaan sien dat sy hand is so op die pols, of sy vingers is so op die pols, dat hy presies moet betrokke wees, jy weet, op 'n daaglikse basis so ver, jy weet, dat hy aannames soos hierdie kan maak, byvoorbeeld in die media, om te sê, ja, ek moet teruggaan. Ek gaan moet aandag gee aan Tesla, aan X, aan hierdie, daai. Jy weet, want my span het nie 100% hulle vingers op die pols nie, omdat ek 'n klein bietjie, soos wat jy sê, hier aan aandag gegee het. So wys jy maar, mens bly maar mens, né? So ja. So die ander enetjie wat ek gou met julle wil bespreek is 'n artikel baie interessant wat gepubliseer is teenoor Afrika as 'n algeheel. Wat basies, jy weet, die Amerikaanse ekonomie, basies die sanksies wat hulle blootgestel het, jy weet, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook aan baie ander Afrika lande. En natuurlik die sanksies wat baie kere ingestel word eintlik teen die gewone mens ingestel. Ons het dit in Suid-Afrika gesien met ons AIV-projekte in die befondsing daarvan, en ook wat so 'n toekomstige befondsing op 'n klompie ander goeders ook, wat hulle sou teruggetrek het. AGOA is nie 'n goeie ding nie. En natuurlik, maar kom ons gaan kyk na die res van Afrika ook. So met ander woorde, dit wat in Suid-Afrika gebeur het, was maar net meer in die publiek gewees, wat met die res van Afrika gebeur het, wat ook nie basies weet in hierdie samespreking saamgestem het met tariefverhogings nie. So my argument, en wat ek saamstem in die artikel is, hoe ver kan jy politiese kaart druk, ekonomies? Onthou, ons praat van die ekonomies. Okay, so ons praat nie van dit demokraties of enigiets soos dit nie. So nou gaan vat jy 'n ekonomiese standpunt, maar jy gaan onderdruk die mense wat klaar swaarder as swaar kry. So waar trek jy die lyn as 'n wat so 'n politikus om voordeel te gaan trek uit jou
eie partye vir jou eie sanksie vir jou eie land ten koste van mense wat dit glad nie meer kan bekostig en nog meer onder druk gaan word. Wat is julle opinie? Nee, Thys, ek het eintlik 'n vraag vir jou. Ek dink loop die politieke landskap en die ekonomiese landskap nie maar oor die algemeen hand aan hand nie. Dis nie veronderstel nie, Elsa, dit is definitief daar en ons het dit nou weer eens gesien en op ons eie front ook. So, maar daar's 'n lyn waar daar kom om te sê ekonomie hou jy by ekonomie, politiek hou jy by politiek. So met ander woorde, ja, daar is 'n intertwinement waar hulle by mekaar parallel moet verbystap, maar dan is dit veronderstel om net soos een baan te word. Dit is nie veronderstel om in jou baan, my baan, jou baan, my baan. So daar's baie kere daai riglyne waar gesê word, ja, okay, maar waarop gaan ek sanksies plaas en wat is die impak van die sanksie? En gaan daar mense geïmpakteer word? Want onthou, ek is agter die politikus aan. Ek is nie agter die ander ou aan wat swaar trek nie, maar as jy ou wat swaar trek wat op 'n ander vandag nog swaarder kry. En ek dink ja, dis waar dit moet 'n enkele op 'n ander vandag om te sê ja, baie kere Winston Churchill het dit ook gesê, dat die politikuste mekaar kry in 'n bokskryt. Okay, mekaar daar bokse rond, wrestle en klap en alles aan te kere gaan en goeters en los die ou wat op straat is sodat hy basies weet kan aangaan met sy lewe, want dit word aan hom afgedwing om te sê ja, ek kom nie oor die weg met jou persoonlik nie en as gevolg van dit ten koste gaan jy die prys daarvoor betaal. But that's how you're going to get a politician where it hurts. You're going to hurt his people. I mean, we look at what's happened in the Ukraine and all that kind of thing. The people on the ground level are the people that make the country. They make the country work. And if those people are completely devastated because they can't get food or they can't get access to clean drinking water or whatever it is, then you've weakened the country. So then as a politician maar you've wanneer won. sal die politikus dan mos sê ek staan nou terug? Nee, never. In order for humanity en my mense. Okay, selfs met Zelensky. Wanneer staan jy terug en jy sê dit is nou genoeg? Ja. Dit gaan nie verder werk nie. Ja. Baie dankie. Hierdie boel en beer gaan nou dik aan die beklei raak. Ek wou nog oor die inkomstebelasting gesels, maar ons sal dit later in die week doen. Moenie weggaan nie, net hierna gesels en kuier ons verder. Lekker hier op Goeiemôre, good morning. Gaan like ons gerus op die sosiale media's, nê? Volg ons, sê vir ons hallo.